kerk te kan hê. Dat ons vanmôre gaan warm sing en ons gaan die Here warm dien. Amen. Nou, gaan my net gou vanmôre geleentheid om so 'n paar dingetjies hier te noem en die afkondigings te maak. En dan kan ons dan sommer aangaan met die diens. Eerstens wil ek dan net vir almal sê welkom hier by ons in die kerk. Mag die Here vir u baie, baie ryklik seën. En mag jy die diens geniet, Tinus en Mandri. Ek sien julle is ook hier. Die hande, mag julle geseënd wees vanmôre. Amen. En dan verskonings, Niels en Belinda het verskoning gemaak, Pastor Mike en Veronica het verskoning gemaak, Chris en Sanke het verskoning gemaak, en Neil en Bernice het verskoning gemaak. So, asseblief kom ons bid maar vir hulle, die Here vir hulle sal seën. En dan wil ons voorbidding vra, Pastor Mike en Veronica, vir Niels en vir Petra, en dan ook vir Hannes en Loretta. Ons gaan ook vir hulle vanmôre bid. Ek gaan vir Frik vra om vir ons die diens te open met gebed, sodra ek hier klaar is. En dan ons verjaarsdag vir die week is Loretta vir die 10de Junie en dan Erik volgende Sondag die 14de Junie. Ons wil vir hulle namens die gemeente sê baie, baie geluk. Mag die Here vir julle wonderlike, geseënde, gelukkige, nuwe lewensjaar gee en dat die guns van die Here met julle sal wees en met julle sal bly. Nou, ons aankondigings vir die week is maar net volgende Sondagoggend is die Bybelgenootskap by ons. Ek wil tog 'n beroep op u doen, bring maar 'n paar rand ekstra saam vir 'n spesiale offergawe wat ons vir hulle gaan gee. En dan Pastoor Stef Pieterse, hy gaan die woord van die Here dan met ons deel. Dan Woensdagoggend 9:00 ons gemeente bid hier, en dan wil ons net die susters wil net graag almal bedank vir hulle ondersteuning met die Kelly en reis. En dan moet jy onthou dat die Junie maand nuusblad is daar voor die ingangsportaal beskikbaar. As jy dit op e-pos wil ontvang, reël net met Broer Blackie, hy sal dit vir julle stuur, sodat julle dit kan ontvang. En dan wil ek net, jy sien hier so 'n bietjie veranderings hier by die kerk, is mooi blomme, en hier is 'n mooi kruis, en al die mooi heerlike artikels, hier is die plakkaat, wat die susters gelaat maak het. Ons wil vir hulle en vir Philip dan ook sê baie dankie vir die maak van die kruis. Dit lyk sommer pragtig hier by ons. Amen. Stem jy saam? Amen. Ja, dit is lekker. Ons wil vir hulle sê baie dankie. Laat my dink toe ek in Hartswater was, het ons ook so 'n klomp kunsblomme daarvoor gehad, maar ek het nie geweet dis kunsblomme nie. En elke keer as vat ek my water, dan gooi ek dit daar in blomme. En die een aand het ons ook so 'n social daar by die kerk, ons het nou nie 'n saal gehad daar, ons sit soms so in die kerk, en iemand sê, maar dis toch maar mooi blomme daar. Ek sê, ja, is omdat ek hulle water gee. Toe begin hulle te lag en te sê, nee, pastoor, hierdie is kunsblomme, julle hoef nie water te gee. Maar kom ons staan, ons gaan net saam bid en dan gaan ons om Frik vra, ek weet nie of jy vorentoe kom nie, is welkom. Maar kom ons staan en bid ons saam en ons daarna gaan Broer Erik hulle oorneem, die saam iets baie dank. Onze Vader wat in die hemel is, laat uw naam heilig word. Heer, ons is vanmorgen om u te bewonderen, te weten dat u is een groot God. In hemel en aarde, u het alles gemaakt om te bestaan, en ons is dankbaar dat ons deel is daarvan. Dank u vir Jezus en kruisbetaling. Dank u dat hy graf toe gegaan het. Dank u dat hy opgestaan het. En Here, dank u dat u opgevaar na die hemel. Vandag is ons die gelukkig is om te sê, hy het die trooster vir ons gestuur. Toe hy gesê dat hy gaan heen om vir my plek te berei. Het het daarmee bedoel, ek stuur vir julle 'n trooster.
Here, ons aanvaar en ons gelukkig as ons weet, die trooster kom nie net kuier nie. Hy wil inwoon. En in daardie geval moet ons huise skoon wees. Ons bid, Here, dat U ons sal rein en skoon hou. Vanoggend bid ons vir hulle wat behoeftes het, wat nodig is om aangespreek te word. Here, ons dink aan ons aan. Hoe doen jy dit? Hoe doen jy dit met daardie liggaam? Nogtans gee ons die krag om dit te doen. Ons bid vir hom vanmôre. Hier is so baie ander wat die name nie ken nie, maar Here, dis vir U bekend. Ons vra U, seën hierdie gemeente, seën hierdie siekes, raak hulle aan in die wondernaam van Jesus. Here, gaan met ons bid vanmôre. Seën vir die poppie wat die boodskap ons hoor. Here, dit is uit U woord uit. Dit is uit U hart uit. En so gaan ons dit aanvaar, dat Jesus praat vanmôre met ons. Dankie Vader, ons vra dit alles in die wonder, in die groot naam, Jesus, ons verlosser. Amen. Amen. Ek wou dit eers nie julle gedeel het nie, maar gaan met dit deel. Terwyl die pastoor praat van die plante wat hier voor is, en die nuwe artikels wat hier voor is. Verlede Sondag, toe ek op die verhoog staan, en weet ek by die nagmaal bedien, toe sien ek op die tafel staan daar rose. Toe besluit ek wat ek gaan doen is, as ek die nagmaal bedien, gaan ek 'n roosblaar vat, en dit so verkrummel en sê, die roos van Saron, wat vir ons verdrysel is, en ek die roos so vat, toe kry ek dit nie uit die kooitjie, toe besef ek, dit is kunsrose. So dit het nie my gewerk, so ek weet nie hoe met agterkom met die idee was daar, wees baie welkom. Hier is ek so blij om julle te sien volgende maand, en pastoor het ons seker nie gesien nie, maar Stryker is ook hier. So julle baie welkom volgend. Baie welkom by die spesiale moeders en vaders daar die ons pastoor het in die bidkamer en het nou iets baie mooi gesê voor hy gebid het. Hy het gesê dis vaders en moeders dag vandag, maar is ook 'n Vader in die hemel vanoggend. Dat jy die eer en die lof volgende wil bring. Die belangrikste is en bly vandag die eer wat dit moontlik gemaak dat ons as moeders en vaders volgende kan wees. Kom ons fokus vanoggend eers op hom, voor ons met ons program voortgaan, want hy is die een wat vanoggend nog steeds die lof en die eer toekom. Hy wat gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde is. Dis 'n voorreg vanoggend wonderlik om te kan sing dat ons aan ons Vader behoort.
dat ons Vader vir ons omgee en net die beste en die mooiste vir ons wil hê. Hy het alles mooi gemaak op die regte tyd. Hy het selfs die ewigheid in hulle harte gesit. Tog sal die mensdom nooit die werke van die ware God in volle verstaan nie. Kan jy volgens sy grootheid en sy intense belangstelling in jou begryp? Ek kan nie. Maar daarom sê ek net dankie en laat toe dat hy my vorm en my elke dag vernuwe. Kom ons sing die volgende koortjie, something beautiful, something good. All my confusions he understood. Something beautiful, something good. All my confusions he understood. All I had to offer him was brokenness and scar. When he raised up
dit is, kom ons bring die Here volgende al die lof en eer wat op toe kom. Kom ons sê vir hom die naam oor elke naam. Die naam van God, dankie Here. Ons loof, ons prys, ons eer U vanmôre. Thank you Jesus. Dat U eer en voorreg geword om in die teenwoordigheid te kan wees. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah, hallelujah. Baie dankie, kan my sit lekker neem. Ek het vanoggend toe ek wakker geword het, toe besef ek eintlik wat 'n groot eer en voorreg dit is om 'n vader te kan wees. En ek glo die moeders het dieselfde gevoel. Wat 'n eer en voorreg dat God die voorreg gegee het om 'n moeder te kan wees. Maar weet jy wat is belangriker as dit? Wat 'n eer en voorreg om 'n kind van my vader te wees, wat my mamma is. Dis ek die grootste voorreg en daarvoor ons om op 'n baie te sê. Voor ons met die stam van begin, dan weet ek vader van die gemeente, as toe lees die en die moeder van die gemeente, Annetjie sê, ons waardeer julle, en ek weet vat wat julle stap is nie altyd maklik nie, maar het is ook 'n voorreg om 'n vader en moeder van 'n gemeente te kan wees. Maar wat 'n baie belangrike en besonderse verantwoordelikheid is dit nie. So dit bly vir ons gedagtes en ons probeer ons dankbaar en dank alles wat die dinge te doen. Ek het nou die ander dag toe ek sy pastoor gesels en sê ek kom, hy kon net een bediening, of hy baie bedieningen, maar die belangrijkste bediening is die hardelike bediening en die eer en die help en so, wat weer te doen. Kom ons begin die program vanoggend, deur te vra dat Bianca ons aan die tot ons sing. Oupas en oumas het banke wat kraak en al hulle trekkies is van liefde gemaak. Oupa weet alles, oupa is groot, ouma kyk altyd met Jesus se oë. Grys hare, sagte hand, geskenk aan die kinders van die hemelse kant. Di-din, di-di-din-din-din. Oupas en oumas het banke wat kraak en al hulle drukkies is van liefde gemaak. Oupa weet alles, oupa is groot, ouma kyk altyd met Jesus se oë. Grys hare, sagte hand, geskenk aan die kinders van die hemelse kant. Di-din, di-di-din-din-din. Ouma slaan saggies, ek kan nie eers voel. Oupa ry perdjie tot ek slaap in die stoel. Dit voel ag so warm, dit voel ag so sag. En oupas en oumas kan ek
ek slaap in die nag. Ek is nooit bang nie, want oupa is daar. En ouma sê Jesus is altyd by haar. Oupas en oupas sal eendag moet gaan. Kyk in my hartjie, daar lê daar 'n traan. Ek sal dan lewe soos alle te wees en alles die Bybel kan ek beste kan wees. En dan in die hemel sal ons altyd bly. En oupas en oumas is soos Jesus vir my. Oupas en oumas het banke wat kraak en al hulle drukkies is van liefde gemaak. Oupa weet alles, oupa is groot. Ouma kyk altyd met Jesus se oë. Grys hare, sagte hand, geskenk aan die kinder van die hemelse kant. Geskenk aan die kinders van die hemelse kant. Jankus, ek was regtig pragtig, dat ek verbaas is dat jy al die woorde onthou. Tinus en Mandri, hulle kan trots wees en oupa en ouma, julle kan ook trots wees. Rian, ek het gesien terwyl ek voorsit het hoe jy dit geniet het, hoor. Dankie Rian, ek het baie goed en baie dankie, hoor. Ja, oupas, iemand het eendag vir my gesê, ek weet nie hoe ek dit voel nie. Hulle sê oupa en ouma is liewer vir klein kinders as eie kinders. En ek weet nie dit regtig so is nie. Ek het dit nie ervaar nie. Ek weet hoe kom as ek liewer my troeteldier as my vrou, maar my klein kinders weet ek nog nie so. Ja, ek nog nie dit vat. Maar nie, dat jy vir jou voorlesing kon doen, ek gaan nie, so jy voorlesing kon doen, as ek baie dankie. Vandag dank ons God vir moeders en vaders vir hulle liefde, opoffering, leiding en gebede. Deur tallose dade van vriendelikheid, aanmoediging en sorg verspil hulle iets van God se eie hart. 'n Moeder se liefde koester, 'n vader se liefde versterk. Saam help hulle om lewens te vorm, karakter te bou en die volgende geslag na God te lei. Vandag vier ons diegene wat getrou hulle gesinne liefhet, liefgehad het en gelei en vir hulle bid. Mag die Here hulle oorvloedig seën. Gesinne is een van God se grootste geskenke. Die moeders en vaders leer kinders van liefde, genade, vergifnis en geloof. Terwyl ons hulle vandag vier, dank ons God vir elke ouer, grootouer, voog en mentor wat in die lewens van ander belê het. Mag hul arbeid van liefde vir geslagte wat kom, vrugte afwerp. Die grootste geskenk wat ouers hul kinders kan gee, is nie rykdom of sukses nie, maar 'n lewende voorbeeld van geloof, liefde en 'n lewe wat aan God toegewy is. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, vandag dank ons U vir moeders en vaders. Dankie vir hul toewyding, opofferings, wysheid en gebede. Versterk hulle, bemoedig hulle en vul hul huise met U vrede en liefde. Mag elke gesin wat hier verteenwoordig word, nader aan U en aan mekaar groei. Amen. Amen. Ek weet al voor, dankie Marie, dit was regtig versongens geweest. Ek sê dit altyd, en ek kon dit lewendig sê, die Bybel sê, die gebed van 'n regverdige het groot krag, maar die gebed van 'n moeder. Ek sê nie gebed van 'n vader is nie groot krag, maar die gebed van 'n egsgenoot het
Hoe ek altyd gehoor het, as ek by my ma se kamer loop, hoe sy elkeen van haar kinders, en haar kinders se name, voor die Here lê en ons dankie moeders en dankie vaders ook. Heel veel broeders en baie dankie. Toe Erik nou praat van die kind, twee keer 'n kind, dat my dink aan nou eie wat vir ons gewerk het. Sy bring haar kleinkind in die huis toe. En my vrou vra haar, maar waar is haar ma en Monica se op? Haar antwoord was, mens, hy is twee keer my kind. Jou kleinkinders is twee keer jou kind. Dankie. Wat ek vandag vir julle voor wil lees, is baie bekend. Maar ons hoor hom baie dikwels in Engels. Dit gaan oor S.M. Rockridge. Of toe hulle hom vra, who is the king with all these attributes? En hy het gesê, let me explain. Ek het dit in Afrikaans vertaal. My koning is koning gebore. Die Bybel sê hy is 'n 70 maal koning. Hy is die koning van die Jode. Hy is die koning van Israel. Hy is die koning van geregtigheid. Hy is die koning van die eeuwe. Hy is die koning van die hemel. Hy is die koning van heerlikheid. Hy is die koning van die konings en hy is Here van die Here. Dis nou my koning. Wel, ek wonder of jy hom ken. Dawid het gesê dat die hemel die heerlikheid van God verklaar en die uitspansel wys sy handewerk. My koning is die enigste een vir wie daar geen maatstaf is wat sy onbeperkte liefde kan definieer nie. Dink mooi wat ons nou gelees het. Geen ultrateleskoop kan die kuslyn van sy kus van voorrade sigbaar maak nie. Geen hindernisse kan hom verhinder om sy seën uit te spreek en te stort nie. Hy is blywend sterk, hy is heeltyd, hy is ewig standvastig. Hy is onsterflik grasieus. Hy is imperiaal kragtig. Hy is onpartydig genadig. Dit is my koning. Hy is God se seun. Hy is die sondaar se verlosser. Hy is die middelpunt van beskawing. Hy staan alleen in homself. Hy is uniek. Hy is ongeëwenaard. Hy is ongekend. Hy is oppermagtig. Hy is by uitstek almagtig. Wel, is die verhewe idee van die letterkunde, is hy die hoogste persoonlikheid in die filosofie. Hy is die opperste probleem in hoë kritiek. Hy is die fundamentele leerstelling van bewese ideologie. Hy is die vleeslike noodsaaklikheid van geestelike godsdienst. Dit is my koning. Hy is die wonder van die eeuwe. Hy is die superlatief van alles goed wat jy kan sien om hom te noem. Wel, hy is die enigste een wat aan al ons behoeftes gelyktydig kan voorsien. Hy verskaf krag vir die swakkes. Hy is beskikbaar vir die versoektes en die beproefdes. Hy sympatiseer en hy red. Hy lei, hy genees die siektes, hy reinig die melaatses, hy vergewe sondaars, hy debiteerde ontslaan, hy bevry die gevangenes, hy verdedig die swakkes. Hy seën die jonges, hy dien die ongelukkiges, hy beskou die bejaardes, hy beloon die vlugtiges en hy vervraai die sagmoediges. Ken jy hom? Wel, my koning is 'n sleutel van kennis.
Hy is die bron van wysheid. Hy is die deur van verlossing. Hy is die pad na vrede, hy is die pad na geregtigheid. Hy is die hoëweg na heiligheid. Hy is die poort van heerlikheid. Hy is die meester van die magtiges. Hy is die kaptein van die oorwinnaars. Hy is die hoof van die helde. Hy is die leier van wetgewers. Hy is die opsiener van oorwinnaars. Hy is die gouverneur van die gouverneurs. Hy is die prins van prinse. Hy is die koning van die konings en hy is die Here van die Here. Dit is my koning. Sy beheer is vervelvuldig. Sy lig is weergaloos. Sy goedheid is onbeperk. Sy genade is ewigdurend. Sy liefde verander nooit. Sy woord is genoeg. Sy genade is genoeg. Sy heerskappy is regverdig. Sy juk is sag en sy las is lig. Dis my koning. Wel, ek wens ek kon hom vir jou beskryf, maar hy is onbeskryflik. Ja, hy is onbeskryflik, hy is onverstaanbaar, hy is onoorwinnelik, hy is onweerstaanbaar. Ek sê vir julle, die hemele van die hemele kan hom nie bevat nie. Wat nog te sê van 'n man wat hom verduidelik? Jy kan hom nie uit jou gedagtes kry nie. Jy kan hom nie uit jou hande kry nie. Jy kan hom nie oorleef nie. En jy kan nie sonder hom weer lewe nie. Wel, Fariseërs kon hom nie verdra nie, maar hulle het uitgevind, hulle kon hom nie keer nie. Pontius Pilatus kon geen fout by hom vind nie. Die getuienis kon nie met die getuienis ooreenkom nie. Herodes kon hom nie doodmaak nie. Die dood kon hom nie hanteer nie, en die graf kon hom nie vashou nie. Dis my koning. Hy was nog altyd en sal altyd wees. Ek praat van hy het geen voorganger gehad nie, en hy sal geen opvolger hê nie. Daar was niemand voor hom nie, en daar sal niemand na hom wees nie. Ja, jy kan kom hom nie aankla nie, en hy gaan nie bedank nie. Dis my koning. Ja, halleluja, dis my koning. Dank. Dankie vir terwyl jy hierdie voorgelees het, ek net gedink in die Engelse spreekwoord wat sê he is all in all. Hy is net eenvoudig alles. Hy is die koning van alle konings. Hy is die enigste Here. Ek sê eintlik gewoonlik, hy is nie die koning van alle konings, hy is net die enigste koning wat daar is eintlik. En hy is my Vader. Ek wil net nou rustig nou terugsit terwyl my poppie vir ons 'n boodskap kan bring. Sy het my sê dis net 'n uur en 'n half lank. So sy kan vir ons kort boodskap bring en daarna ons program baie dankie. Die professor het gesê, as jy jou boodskap nie in daai tyd kan klaarmaak nie, dan het jy 'n probleem. Toe ek by die deur kom, toe sê ek vir hom, pastoor, en wat het die Heilige Gees gesê? Hy het my nie geantwoord nie. Ek wil vir u sê, ons wil vanoggend hoor wat die Heilige Gees vir ons sê. Kom ons bid. Aba Vader, ons Vader wat in die hemel is, ons heilig u naam. Laat die koninkryk kom, u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Vader, net so ook vanmôre in u gemeente, in ons families, in ons gesinne, want
koninkryk en die krag en die heerlikheid behoort aan U tot in alle ewigheid. Dit is vir my vanmôre 'n voorreg om hier te kan staan. En ek wil net sê, die Vader van hierdie gemeente het hierdie week in my hart gewerk. Pastoor, hoe ou dit reg kry om week vir week die woord van die Here te bedien, dis nie maklik nie. Ons moet baie waardering vir ons Vader van die gemeente hê. En vanmôre toe sien ek die moeder van die gemeente besig in 'n kombuis. Sy vat vas en sy vat raak. Pastoor Hannetjie, ek waardeer julle. Ek was nou vir 'n rukkie in die Kaap gewees en ek het vir Charmaine gesê, I was church sick. Ek het waaragtig na julle verlang. Dis 'n lekker gemeente hierdie. Ag, ek is so dankbaar ek kan hier wees. 'n Wonderlike geleentheid vir ons vanmôre om dankie te kan sê dat ons geseën is met kosbare gesinne, maar ook in die tye waarin ons lewe net so 'n bietjie introspeksie te doen. Paulus skryf uit die tronk in Rome en hy ag dit nodig om die belangrikheid van gesinne onder die soeklig te bring. Daar moes rede daarvoor gewees het. Moontlik was dit omdat die gesinslewe in daardie tyd buite orde was, soos dit ook maar vandag is. Pastoor Mike het verlede Sondag die belangrikheid van liefde, soos God dit bedoel het, op ons harte gedruk. Ja, ek was nie hier nie, maar ek het geluister. Dankie Pastoor Mike, dat U dit so pragtig by ons in 'n oordenking gebring het. Kom ons lees nou Efesiërs 5, vers 22 tot 25 en dan Efesiërs 6, vers 1 tot 3. En ek wil hê ons moet vanmôre met aandag luister. Pastoor Mike het iets gesê verlede week in sy boodskap en dit is, ons lees die woord, maar ons oordenk nie regtig die woord nie. Dis 'n jammerte. Terwyl ek dan nou vanmôre die woord lees, kom ons oordenk die woord. Hy sê, eerstens, dis vir my so mooi, dit kom na my toe, in die eerste plek, vroue, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here, want die manne is die hoof van die vrou, soos Christus ook die hoof is van die gemeente. Maar, soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook aan hulle eie mans wees. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad het, en homself daarvoor oorgegee het. Dan Efesiërs 6, kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. Eer jou vader en jou moeder. Dit is die eerste gebod met 'n belofte. Hoekom? Sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank op die aarde mag lewe. Moontlik is daar van ons wat dink, dit klink maar 'n bietjie oudtyds. Dit werk nie meer so nie. Hoekom werk dit nie meer so nie?
Ha, want ons het mos verlig geword. Ja, ons lewe in die jaar 2026. Ons skryf nie uit die tronk uit 'n brief nie. Ons is verlig. Daar is 'n nuwe normaal. En ons het dit aanvaar. Het u geweet dat die Bybel ons al eeue gelede vertel het hoe die nuwe normaal gaan wees? Luister net so kortliks na 2 Timoteus 3. Die woord het toe al gesê, daar sal swaar tye wees. Mense sal sonder natuurlike liefde wees. Wat staan nog van die agape-liefde waarvan ons verlede Sondag gehoor het? Mense sal 'n gedaante van godsaligheid hê, maar die krag daarvan verloor. Kinders sal ongehoorsaam wees aan hulle ouers. Is dit waar? Dis waar. Dis eeue teruggeskryf. Daar sal 'n tyd wees wanneer die mense die gesonde leer nie sal verdra nie, maar in die oor gestreel wil wees. Ek wil net hierby sê, so baie mense verwag dat die pastoor moet die groei in die gemeente bring. Dis nie so nie. Hy bring 'n goeie woord. Dit sê die woord, 'n gesonde leer. Maar ons wil in die gehoor gestreel wees. Hoor wat sê Timoteus 1:4. Daar sal leenaars wees wat verbied om te trou. Mense, in ons dag is dit waaragtig waar. Ons luister na die leenaars wanneer hulle sê, ag, moenie trou nie. Dis nie nodig nie. Bly maar saam. Slaap maar saam. En daar's nog baie ander dinge. En dit klink soos die nuwe normaal. Doen dit nie? Is daar iets wat ek nou net gelees het, wat nie in ons dag 'n werklikheid is nie? Mense, die woord is die waarheid. Maar Paulus begin by die vroue. En ek wil vanmôre by die manne begin. Ek is so jammer, daar's nie baie meer jong pa's en moeders vanmôre hier nie, maar almal van ons was op 'n slag 'n pa. En die woord geld nog steeds, so ook vir die moeders. Pa, jy is en bly die hoof van jou huis. As jy nou 'n gelowige of 'n ongelowige pa is, elke pa sal rekenskap voor die Here gee van sy vaderskap. Die woord sê, ag nie net jy moet jou vrou lief hê nie. Hoe het Jesus die gemeente lief? Hy het die gemeente baie lief. En nou sê die woord van die Here, jy moet jou vrou lief hê. Moenie so geïrriteerd raak nie. Wees loyaal, getrou aan haar. Weet julle hierdie oor en weer rondlopery en te kere gangery vandag, daar is nie meer lojaliteit nie. Mense, manne, vroue is nie meer getrou nie. En die woord van die Here sê, ons moet getrou wees aan mekaar. Beskerm jou vrou. Respekteer haar. Net soos wat Christus teenoor sy gemeente opgetree het. Moet pa. Jy het nie 'n keuse nie. Jy moet so teenoor jou gesin optree. Moenie te veel druk op jou kinders plaas nie. Hulle kan ook moed verloor.
maar voed hulle op in die tug en vermaaning van die Here. Is dit nie die rede hoekom hulle partykeer ongehoorsaam is nie? Pa, het jy hulle in die tug en in die vermaaning van die Here opgevoed, of was jy te besig? Pa, miskien dink jy vanmôre, dis 'n moeilike opdrag om uit te voer, soos wat die Engelsman sê, it's a tall order. Dit is onredelik. Dit is amper onmoontlik om hier aan te voldoen. Onthou, die Here het die gelowige pa nuut gemaak. Hoor wat sê Paulus later in die woord. Hy sê, pa, moeder ook, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Dan gaan jy dit kan doen. Jy sal kan wees teenoor jou vrou, wat die Here wil hê dat jy moet wees. Paulus sê, staan vas. Daar's te veel manne wat vandag sommer maar net gaan lê. Sommer maar net gaan gebuk gaan. As Paulus so sê, dan is dit oukei. Dit is nie oukei nie, pa. Die woord van die Here sê, staan vas. Hy sê, trek God se wapenrusting aan. Vaders, as ons vanmôre moet dink, wanneer laas het ek God se wapenrusting aangetrek? Is jy dan verbaas dat dit moeilik gaan in jou huis? Nou kom die antwoord, pa, jy moet met alle gebed en smeking by elke geleentheid in die Gees bid. Ons kry probleme. Ons kan nie daarvan af wegkom nie. En dan gebruik ons allerhande hulpmiddels en ons gaan na beraders toe. Terwyl die woord van die Here sê, met alle gebed en smeking by elke geleentheid in die Gees. En weet u, daardie Gees word met 'n hoofletter geskryf. So dit is die Heilige Gees. Hoeveel plek gee ons vandag vir die Heilige Gees? Ons het nou deur Pinkster gekom en ons het gehoor, die Heilige Gees is 'n raadgewer, die Heilige Gees is 'n helper, die Heilige Gees laat jou nie in die steek nie. Ons wil hê die Here moet alles doen, die Heilige Gees moet doen, Jesus moet doen, maar ons sit agteroor. En as dit nie gebeur nie, dan is ons moedeloos. Manne, as julle die woord gehoorsaam, sal die pligte in julle huise in hemelse harmonie verander. Daar sal vrede in jou huis wees. Daar sal eensgesindheid in jou huis wees. Daar sal samewerking in jou huis wees. Weet jy wat? Christus sal in jou huis wees. Vroue, nou is dit julle beurt. Ek glo dat daar baie moeders is wat dikwels die buffer in die huis is. Daar is mamas wat haar mond oopmaak met wysheid en vriendelike onderrigting op haar tong. Vriendelike onderrigting, mamma. Nie skel en skreeu en beklei nie. Wysheid, vriendelike onderrigting. Paulus praat met die vroue in Efesiërs 5:22. Hy praat met ons in Kolossense 3 vers 18. En weet julle, tot ou Petrus praat met die vroue in 1 Petrus 3. Nou kom die vraag, wat is die vroue se opdrag? Vroue, julle moet aan julle mans onderdanig wees.
Wat beteken onderdanigheid? Dit beteken nie om 'n vloerlap te wees nie. Onderdanigheid beteken ook nie om op jou man se kop te sit nie. Wat beteken onderdanigheid? Dit beteken om diensbaar te wees. En dit is ons vrouens maar. Ons is maar diensbaar. Deesdae werk ons in die kantoor en ons werk in die huis en ons doen ons deel. Hoe onderdanig moet ons wees? Die woord sê, net soos aan Christus. Vroue, watter plek het Christus in ons lewe? Doen ons wat Christus wil hê wat ons moet doen? Is ons waarlik onderdanig aan Christus? Die woord sê, jou onderdanigheid moet so wees. Die woord sê ook dat as sommige van die mans ongehoorsaam is, papas, daar's nou moeilikheid. Dan moet die vrou sonder woorde die man wen. Ons is so geneig om sommer vinnig 'n uitbarsting te gee en te skel en te verneder. En ons maatjies gaan net so. Die woord sê sonder woorde. Sonder woorde. Jy doen net wat die Here van jou verwag en jy sal die man trek. Die woord is die waarheid, mense. Ons kan hierby nie verbykom nie. Die woord is die waarheid. Bring hemelse harmonie in jou gesin deur jou optrede. Maar daar is ook 'n woord vir die kinders. Dit bly 'n opdrag. Die kinders het nie 'n keuse nie. Dit bly 'n opdrag. En die opdrag is, kinders moet gehoorsaam wees aan hulle ouers. En dan noem die woord dit, en ek het dit gelees, die woord sê in die Here. Ouers, papas, mamas, het ons kinders na die Here toe gelei? Of het ons met hulle geraas en beklei? Jy's ongehoorsaam, ek kan nie met jou huishou nie. Jy sal nie met hom kan huishou, as jy hom nie van die Here vertel nie. Jy sal hom nie kan in orde hou, as jy nie vir hom aan die Here voorgestel het nie. Dis feite. Kind, jy moet jou ouers respekteer. Hoekom? Vandag gaan hulle vir jou vinnige antwoord gee, sodat jy 'n lang en gelukkige lewe kan hê. Ja, daar is soveel ongelukkigheid in hierdie wêreld, soveel hartseer, soveel teleurstelling, want ons doen nie wat die woord sê ons moet doen nie. In hierdie deurmekaar wêreld, kinders, kan julle 'n lang en 'n gelukkige lewe hê. Hoekom? Wees net gehoorsaam aan jou ouers, soos in die Here. Kom ons wees eerlik en erken dat daar nie altyd harmonie in ons huise is nie. Hoekom nie? Efesiërs 6 vers 12 gee vir ons die antwoord. Ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede. En my gedagtes het gegaan aan wat die regering vir ons sê, wat ons met ons kinders mag en nie mag doen nie. Die owerhede.
Hulle sê vir jou, jy mag nie jou kind tug nie. En hulle sê vir die kinders, gaan kla jou ma en jou pa aan as hulle dit doen. Die woord van die Here sê, ons het 'n worstelstryd teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu. En is daar nie duisternis oor hierdie hele aarde van die wêreldheersers in hierdie dag nie? Die woord sê teen die bose geeste in die lug. Nou is ons by aliens. Ek wil vir u sê, met my oortuiging, ek dink die aliens is die bose geeste in die lug. Maar ons moet ons kant bring. Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde van hoe ons kant kan bring. Ons gaan ons huise in beroering bring wanneer ons bid. Nie omdat jy jou kamerdeurtjie toegetrek het en sagte musiek laat speel het nie, maar omdat jy jou mond oopgemaak het en die Here in jou huis ingenooi het. Psalm 121 sê, as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs bou die bouers. En dis die goddelike waarheid. Ouers loop van vertrek tot vertrek en verklaar die woord. Spreuke 18 vers 10 sê van ons, die naam van die Here is 'n sterk toring. Pa, ma, die dag as jy voel, ek kan nie meer nie, hardloop in daai sterk toring in, en jy sal krag ontvang. Ons sing so lekker vandag, speak the name of Jesus. Ek wil vanmôre dit herhaal en sê, speak the name of Jesus over every heart and every mind wat in jou huis is. Declare there is freedom in your household. O nee, ek gee op, ek gaan nou maar werk of golf speel of wat ook al. Die woord sê vir ons, declare hope and freedom. Moenie wegkom kan soek nie. In your household. Break every stronghold of fear and anxiety. Ons as volwassenes is vandag al so vol vrees en angstigheid. En dan kom Jannie en Sunny na ons toe en ons gryp maar net so, ag ja, my kind, mamma verstaan, papa verstaan. Nee, die woord sê, break every fear of anxiety. Speak the name of Jesus till every dark addiction breaks. Sê vir jou kind, my kind, die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar. Van nou af, van vandag af, tot in ewigheid. Daar is nog so baie om te sê, maar weet dit, u kan maar gaan lees en u kan maar gaan doen. Gebed bring vrede in die plek van onrus. Gebed bring orde waar daar chaos is. Gebed bring eenheid waar daar verdeeldheid is. Mense, kom ons bid. Maar hier is vanmôre ook baie groot ouers, oumas en oupas soos wat Janka vir ons voorgedra het. Wat voel, ag, my kinders is lank al uit die huis uit en uit my hande uit. Ek kan niks meer doen nie.
baie ouer mense sê, hulle het geen doel meer op die aarde nie. Hulle wil nou net aanbeweeg. Ek wil vanmôre vir u sê, daar was 'n ou oom. Sy naam was Simeon. Hoor die karaktertrekke van Simeon. Die woord sê, hy was regverdig en vroom. En die Heilige Gees was op hom. Die Heilige Gees het dinge aan hom openbaar. Simeon het seën oor mense uitgespreek en geprofeteer. Simeons het dit. Maar die woord sê, daar was ook 'n Anna, 'n bejaarde weduwee. Sy het nie van die tempel af weggebly nie. En toe dink ek so aan Tannie. Sy het met vasting en gebed God gedien. Nie net wanneer dit haar pas nie. Die woord sê, dag en nag het Anna met vasting en gebed die Here gedien. Annas en Simeons, kom ons volg hulle voorbeeld. In ons gemeente is daar Simeons en Annas wat baie lief is vir die Here. Kom ons bid vir harmonie en vrede in ons volwasse kinders se harte, dan vloei dit uit oor hulle huise. Maar gemeente, net so ten slotte, wil ek vanmôre vir u sê, kan ons nie soos ou Josua gesê het, ten spyte van die nuwe normaal, wil ek net vanoggend sê, as dit verkeerd is in ons oë om die Here te dien, kies dan vandag wie ons wil dien. Maar Josua het gesê, ek en my huis sal die Here dien. En as gemeente wil ek hê ons moet vanoggend sê, ons wil die Here dien. Dit is ver van ons dat ons die Here sal verlaat. Amen. Dankie aan die God vir 'n geseënde boodskap. Ek glo natuurlik dat die hart dit kom uit die hart van God. En sy het vir ons gebring wat Here baat gelê het, ons het dit regtig baie genoem. Ons is nie meer ver van klaar af nie, want ek kan klaar weer met vra by die geleentheid dat pastoor Nani net die voorstel kom staan, dat hulle na my kan kyk en na die gemeente kan kyk. En net wat en dan wil ek net, ek het vir pastoor gesê, ek sal net nou van die kerkraad het pastoor as 'n blykie van waardering hier voorbestaan Saterdag. Ons kan nooit vergoed dit wat vir die doen en wat vir die gemeente doen nie, maar ons waardeer julle as vader en moeder van die gemeente, en soos ek gesê het, dit is nie altyd 'n maklike taak nie. En jy weet, jy kan ook nooit elke gemeente dit altyd gelukkig hou. Maar aan die einde van die dag is dit nie hier om dit te doen nie. Dit is hier om die werk van die Here te doen. En as vader en moeder van die gemeente waardeer ons regtig ongelooflik baie. En ons glo julle nog baie jare saam met ons wees. Ek het nog altyd gesê, as so lees moet my begrawe. En ek weet die Here vir my nog so 20-30 jaar spaar, en so sê maar so lewe daai ding. So pastoor ons waardeer jy die kerkraad netjies oorbetaal, het jy so ene voor toe kom en vir iets waaronder is dit baie dankie. Sê weer? Ja, natuurlijk. Ja, glo eens aan. Ja, Ja, zo. sy, amen. Toe ek my vra of ek ietsie kan sê, toe kom daai een liedjie by my op van In the Stillness of Who You Are.
Annetjie, in die stilte van wie jy is, wil ek vandag vir jou sê dat die Here ken elke haar op jou kop. Dat jy vir ons sissies baie, baie beteken en dat ons baie, baie lief is vir jou. Amen. En dan wil ek net, terwyl jy staan, Kobus, wil ek jou vra, om net vir ons hart te spaar, ons vader moet van die gemeente te bid, en terwyl hy kom maar voor nie, kom bid gou vir hulle, en terwyl hy bid, wil ek die gemeente net laan en uitreik, en saamstem met wat Kobus nou vir ons. Nee, bid hardop, is ons sê. Here, dankie vir die wonderlike voorreg hier om vir pastoor en van die oopgedra aan die Here. En vir te sê baie dankie vir die gehoorsaamheid terwyl dit daar geroep is vir woord en Heilige Gees en dit wat hulle take series is om opgedra aan hulle op ons Vader en die verskil wat in ons lewens maak, Here. Here, dit word voorgespreek deur Jesus deur hierdie ervaring gemeente. En Here, om deel van die gemeente te wees en weet ons het 'n herderspaar soos wat hulle sê, om te weet, die kom altyd terug, Heer Jesus, en Vader, Heer, ons besef dat die hoof van hierdie huis is, en dat hulle die hoof van hierdie huis maak, Heer, en dankie vir die liefde wat U deur hulle gestort na ons die Vader, Heer Jesus. En Heer, dat soos Papa ook al gesê, as hy sê, die draad van die woord, maar die Vader van die huis is, Heer, dat die erkentenis daar is en dat pastoor en Hankie ons liefhet, soos wat U wil hulle met ons liefhet, Vader, Here. En dit is nie altyd maklik, Here, maar Here, dat U altyd saam met hulle sal wees en die krag sal gee en veral van die pad wat vorentoe lê, Here Jesus, dat hulle sal weet, Here, dat ons ondersteuning het, wat saam met hulle is, alles kan nie sonder U doen, Here. Want om dit te doen is om 'n plant in die sand te plant, Here. En om te weet, Here, dit gaan nie werk, so dit gaan nie opkom nie, maar te weet dat ons hulle het, Here Jesus, en ons weet dat hulle U baie lief het, Here, en wat ook aan ons kant gekom, Here Jesus, is werk, Here Jesus, en die geestelike kos wat ons ontvang, die ware liefde wat ons ontvang, Here, dit kom van U af in Jesus' naam. En baie dankie, Kobus, baie dankie, pastoor, dankie. Ek wil vra dat die musikante ons gewoon te kom, die musikante voorsangers, en dan wil ek vra dat Annetjie, ek wil net nie sy naam onthou nie. Laurens. Wie? Laurens. Annetjie en Laurens, dat julle voor toe kom, en dan wil ek vra dat terwyl die musikante vir ons bietjie wil speel, dat hulle vir elke vader, elke moeder 'n geskenkie sal oorhandig. En as jy nie 'n vader of 'n moeder is nie, moet jy nie ontvang nie. Sê dat hulle weet nie, wil ek dan vir julle vaders en moeders as julle gaan uitdeel, wel die musikante dat ons letterlik sal speel. Dankie. Thank
elke moeder 'n geskenk ontvang. As jy nie ontvang nie, laat ek jou hand sien asseblief. Baie dankie aan die leerders, soos wat hier die feit dat ons daardie volgende dag gevra het, ons nou gaan staan en ons slotlied sing, terwyl die jare op die gebak van die kinders en overgawes, ons ons klaar gesing het, wil jy net weer sit, ons gaan net daarna na die slotgebed van die verjaarsdag afhandel. So ons staan nou saam, dan sing ons die slotlied saam, terwyl wag en vir die tieners overgawes. We are one in the bond of love. We are one in the bond of love. We are joined as the Spirit of God. We are one in the bond of love. We are one in the bond of love. We are one in the bond of love. We are joined as Spirit with the Spirit of God. We are one in the bond of love. We are one in the bond of love. We are one in the bond of love. We are joined as Spirit with the Spirit of God. We are one in the bond of love. We are one in the bond of love. We are one in the bond of love. We are joined as Spirit with the Spirit of God. We are one in the bond of love. We are one in the bond of love. We are one in the bond of love. We are joined as Spirit with the Spirit of God. We are one in the bond of love. Ek wil vra dat die Vader en die gemeente vir ons 'n mikrofoon sal verneem en vir ons afsluit met gebed asseblief. Vader van ons Here Jesus, hoe wonderlik is dit vanmôre om te weet, Here, dat ons nie net eer kan bring aan 'n vader en 'n moeder hier op aardse vlak nie, maar dat ons vanmôre kan dankie sê dat ons 'n hemelse Vader het. Here, aan wie ons vanmôre kan bring al die lof en al die eer, al die aanbidding, al die dank van ons harte. En Here, soos wat ons in ons lewens beleef en ervaar ons vanmôre, Here, u goedheid, u guns, Here, u getrouheid en u liefde elke dag van ons lewens. Here, seën ook nou verder om ons samekoms hier by die saal. My gebed is, Here, dat ook elkeen met hulle verjaarsdag vier vandag, Here, 'n goeie, besonderse nuwe lewensjaar sal geniet, en dat die guns van die Here deel van hulle lewens sal wees. En dan verdaag hy ons daarna met die wonderlike liefde en bring ons weer by 'n volgende geleentheid by mekaar, is my gebed. Ek bid dit in Jesus se lieflike naam. Amen. Terwyl jy gou die sitplekke neem, voor ek nou die name gaan lees van almal wat die afgelope tyd verjaar, wil ek dan net vir elke papa en elke mamma sê gelukkige Vadersdag. Ek weet ons het dit nou met Moedersdag gedoen wat verby was, die amptelike een wat dit reg oor die wêreld gevier word, en dan die 21ste sal ons dit weer doen, wanneer dit nou amptelike Vadersdag is. Maar ek wil vir julle sê, u is so belangrik vir die werk van die Here. Amen. Sonder vaders en moeders sal daar nie 'n gemeente wees nie. Maar ons waardeer u, ons is lief vir u, ons is trots op u, en dankie vir alles wat u vir die werk van die Here doen. Amen. Maar die pastoor, ek het vir die susters vanoggend gesê wat die geskenkies vir ons voorberei het, hulle het vir die paas en almal braai dan gesoek volgende jaar die vleis daarby. Ja, dat is die braai, ja. Ek iets probeer sê vir my nou nie. Ek het niks gewys.
Nee, maar ek gaan die naam wat lees. In elk geval van die mense wat verjaar die afgelope 3 maande verjaar het. Dan as ek jou naam roep, benoem, kom staan net hier voor asseblief. Hulle gaan vir elke 'n geskenk iets gee vir die mense wat verjaar die afgelope 3 maande. Ek weet die is mense wat nie kan wees nie. Ons onthou hulle ook, as weet volgende April het die 11de het Annelie Blighnout verjaar. Dan is so 100 jaar oud geword. Sy is ongelukkig nie Braam van Wyngaard. Christa Vos en Rian Coetzee. Dis vir April maand, staan nie voor asseblief. En dan my maand, Kylie Wilters, ek weet sy is nie hier nie. Sonnet van Wyngaard, ons staan nie voor. Dieter Olivier, ons staan nie voor. Shamaine Pretoria en Rein Vos. En dan Junie maand, Alet Olivier, Laurens de Beer, Loretta Forrie, Erik Pretorius, Michaela Lemmer. Is dit nie gewen? Is dit duidelijk? Oké, maar kom staan my voor. Nerine en Cherie. Pastoor het nou al vir die mense gebid. Annetjie, waar's Annetjie? Kom staan nie voor, ek weet jy ver, jy het verjaar, jy het die 13de Mei verjaar. Jy is nog nie by gemeentelys nie, so my moet dan aan verjaar 13, dis nie die gemeentelys nie, jy moet maar accepteer. Janke, moet nie vergeet van die mense met die bloos nie. Vir die mense, Blackie, ek heb net gesê, Shamaine, ek weet nie allemaal hier wil streef nie, maar jy verjaar die 22ste net, en nie met Kyla nie, my Kyla Desember. Ek weet nie wie se rekords nie reg nie, maar ek wil net vir julle sê van die gemeente se kant af, glo en trou en bid dat die Here julle nog baie jare gaan spaar, en dat sy goedheid en guns op julle lewens kan rus. Baie dankie, julle kan ook weer, baie dankie. Dis die program, ek wil vir die dankie sê dat die volgende die was. Die weet natuurlijk nou hier in die saal langsaan is, dan nou eerst vir ons voorbereid vir die verjaardaggeselligheid en vir Paas en Maas en so aan. Dankie dat jy hier was. En baie dankie aan die sisters en almal wat help met die redenswees. Eet goed hier langsaan. Ek wil die redenswees vir goed daarvoor. Gaan in die vrede van die Here en van die Sondag.